almal en baie welkom in Junie maand se boodskap. Nou, voor ons begin, kom ons bedank. Ons die by iemand Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die nuwe maand weer kan ingaan en mag ons hierdie boodskap dit ook uitleef vir hierdie maand. En ons vra dat jy asseblief vir ons hierdie Junie maand sal seën en ons beskerm vir hierdie boodskap wat ons gaan kry. En ons vra in Jesus naam alleen. Amen. So die boodskap is die woestynvoorbereiding. Vir die woestynvoorbereiding. En julle kan gerus lees Matteus 3 vers 1 tot 12 en Lukas 7 vers 18 tot 23. Maar vandag gaan ons nou lees uit Markus 1 vers 3 en dit sê: die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Die warm son het genadeloos op die Joodse woestyn neergebrand, terwyl Johannes die Doper knie diep in die Jordaan rivier gestaan het. Sy kameelhare geslee en 'n leerpan het hom anders laat lyk as 'n godsdienstige leier van sy dae. Van jare het Johannes in afsondering voorberei vir hierdie oomblik. Nou het die skare versamel om sy kragtigste boodskap te hoor. Bekeer julle, want hierdie koninkryk van die hemele het naby gekom. Sy woorde het deur godsdienstige skynheiligheid, die tweegesigheid gesny en mense uitgedaag tot die opregte hartsverandering. Toe die Fariseërs en Sadduseërs gekom het om gedoop te word, het Johannes hulle valsheid aangespreek. Ander geslag, wie het julle aangewys om te volg vir die trone wat aankom is? Dra dan vrugte wat by julle bekering pas. Johannes het verstaan dat 'n ware disippelskap met 'n eerlike selfondersoeking begin, voordat ons 'n Christelike, 'n doeltreffende werklikheid kan volg, moet ons behoefte aan geestelike verandering herken. Deur die bekering te doen, en Johannes voortdurend verby homself gewys. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te trek nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ons word geroep om die weg van Christus, sy
tweede kom voor te berei. Ons tending is om die volk gereed te maak wat vir die Here voorberei is. Johannes se boodskap wat nie geweld by almal nie, Johannes het Herodes, koning Herodes te sonde uitgewys en dit het hom in die gevangene laat beland. En later het Johannes ook getwyfel in sy hart oor Jesus gehad. Toe hy sy disipel na Jesus gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons die ander een verwag? Herinner Johannes ons daaraan dat self die meeste toegewyde disipel 'n oomblik van onseker kan ervaar. Jesus se antwoord het Johannes se bediening bevestig terwyl dit saggies sy twyfel aangespreek het. Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blinde sien weer, krippele loop, melaatses word reinig, dowes hoor, dooie word opgewek, aan die arme word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Johannes se woestyn voorbereiding leer ons dat disipelskap dikwels tye van verspreiding en swaar kry ingesluit. Hierdie tye is nie straf nie, maar voorbereiding. Die kanse om ons roeping te duidelik te maak en afhanklik van God en verdiep. Johannes sou uitgegaan as die boodskapper van die Jahweh om die lig van God na die mense te bring. Hy moet hulle gedagte in 'n nuwe rigting lei. Hy moet hulle in verbinding druk met die heiligheid van God se vereisting en hulle behoefte aan sy volmaakte geregtigheid. Koning van die eeue, bladsy 67.5. Kom ons bid oor bereidwilligheid van tye van die geestelike voorbereide te aanvaar. Selfs wanneer dit moeilik is. Tweede, duidelikheid oor jou spesiale roeping om ander vir 'n Christene te wederkom voor te berei. Nou, Christus is Jesus se wederkom te voorberei. Nommer 3. Moed om die waarheid met oorgawe te deel. Selfs wanneer dit nie deur almal aanvaar of aangeneem word nie. Vierde, 'n hart wat ander vertroue na Christus wy, eerder as na jouself. Kom ons bid saam. Diepe Hemelse Vader, baie dankie vir u geleentheid wat u vir ons gee om hierdie maand daaroor te dink. Mag ons hierdie boodskap kan uitneem, dat ons ook soos Johannes
voorberei te wees vir die mense en te vertel en te sê, Jesus is op pad. Mag ons harte kan raak. Mag ons lewe ook kan verander en wys dat Jesus is op pad. Ons en nie ons nie. Ons het niks beter te doen nie. Maar U doen alles. En ons vra dat U asseblief ons sal lei en sê waar ons moet vir mense vertel dat Jesus is op pad. En ons vra dat Jesus met ons, elkeen wat na hierdie YouTube luister, of die boodskap luister, mag U elkeen seën met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle 'n seënde maand hê en mag julle die dagboek wat julle kan vra beantwoord. Geseënde maand. Bye bye.